Kan ons vir Tini vra asseblief vir ons te kom voordra sy besprekingspunt van Deuteronomium 4 vers 29 tot 31. Dankie Tini. Dankie meneer die voorsitter. Ek gaan een paar stukkies uit Deuteronomium 4 lees, wat ek nogal dink wat belangrik is. Van vers 8, en wat groot nasie is hier nou geskryf, ek lees het maar soos het hier staan, is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Nou, dit geld natuurlijk is ons aan die gelofte, ons geloftes denke vooral aan Jan van Riebeek het bietjie anders geloop, maar vooral die gelofte van Bloedrivier en die gelofte van Paardekraal, dat hulle hierdie wonderwerke gesien gebeur, en dit wat hulle met hulle oë gesien het staan hier, dat dit nie uit hulle hart wyk, wat so baie keer gebeur het, en dat hulle die opdracht kry, hulle moet dit aan hulle kinders en hulle kindskinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van Yahweh, jou Elohim by Horeb gestaan het, toe Yahweh aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe en dit aan hulle kinders kan leer. Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan, en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met duisternis, wolke en wolkedonkerheid. En Yahweh het met julle uit die vuur gespreek. Julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op 2 kliptafels geskrywe. Ook het Yahweh my in die tyd bevel gegee, om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. En dan wil ek lees nog vers 25, as jy kinders en kindskinders sal verwek, en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel, deurdat julle 'n gesneede beeld maak, 'n gelykenis van enige iets, en doen wat verkeerd is in die oë van Yahweh jou Elohim, om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarin julle oor die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En Yahweh sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly, waarin Yahweh julle sal drywe. En daar sal julle gode dien, die werk van mense hande hout en klip, wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Kan julle agterkom met wie Vader hier praat? Hy praat met die nageslag van Israel. Hulle was nou op pad, nog nie ingetrek, hulle was op pad om die beloofde land in te trek. En hy praat nie met, soos Flip ook nou vir ons uiteengesit het, wat die Bybelvertaling betref, hy praat nie met al die nasies nie, hy praat met hulle nageslag. En dan kom ons by die verse 29 tot 31, dan sal julle daarvandaan Yahweh jou Elohim soek, en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. 'n belofte, Vader is onveranderlik, is ons om waarlik
met ons hele hart en siel soek, dan sal hy hom laat vind. En dan sê hy in vers 30, as jy in die nood is, en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, dan sal jy na Jahwe, jou Elohim, terugkeer en na sy stem luister. Nog 'n belofte. En dit sê ook vir ons, dat dit in die eindtyd sal wees. En as ons toestand kyk waaraan ons volk nou is, dan dink ek is die verskil as jy dit met die tyd toe die Bloedrivier gelofte afgelees, toe het waar die volk eintlik ontstaan het, toe het dit was die situasie so, hulle het almal besef in watter nood hulle is, maar die verskil is in vandagse tyd, lyk vir my, is die meerderheid van die volk besef die toestand van die nood waarin ons is nie. En dan sê die volgende belofte, want Jahwe, jou Elohim, is 'n barmhartige Elohim. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. En dan kan ons nog vers 37 lees, en omdat hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hy self jou deur sy grote krag uit Egipte uitgelei het. Hier sê Vader weer vir ons in sy woord, dat die verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob aangegaan het, omdat hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het. Dan, as ons dit nou in vandagse tyd, die sê, gaan ook hierdie 3 verse wat ek gelees het, van 29 tot 31, moet ons sien, en ook het Vader om vir ons gegee, ons moet hom sien in verband met gelofte versuim. So, ek het 'n bietjie gaan kyk, dit is al aangehaal, maar ek kan nie anders nie, dis vir my baie belangrik om te kyk na wat Paul Creer gesê het. Ek wil net so 'n stuk uit die boek wat J.S. Du Plessis, Pieter het ook nou die dag aangehaal daaruit. Laat ons tot onsself inkeer, ons voor hom verneder, en so tot hom kom. Dis Paul Creer se woorde. Ons het saam, ek gaan dit lees soos wat dit in die boek staan, want hy het nie die heilige name toegebruik nie. Ons het saam gevra, Here, maak my u weet deur u woord en gees bekend. Laat ons nou teruggaan en op die werk van die Here soos dit in die ou verbond was let, om u die teendeel te bewys van wat die bose natuur, die wêreld en die ongelowiges, wat roekeloos met God en met godsdienst spot, ons wil leer, dat God nie meer dieselfde aan sy volk wil doen as in die ou verbond nie. Laat ons daarvoor ons geskiedenis nagaan, en daaruit sal ons sien dat God onveranderlik is. Hy verander nooit. Nou dan, ou inwoners van die land, nuwe inkomelinge, vreemdelinge, roekeloses, wat met God en godsdienst spot. Ja, selfs moordenaars en diewe, ek nooi u uit. Wend u ore tot my om u gedagtes by wat God in sy woord aan ons te sê het te bepaal. In die ou verbond het God aan Abraham gesê, die verbond wat ek met jou en jou saad opgerig het, sal vir jou en jou saad hiernamaals bly tot in ewigheid. Let wel op hierdie belofte en merk dan op of die Here in sy weë onveranderlik is of nie. Landgenote, broers en susters, u wat God vrees, let toch op God se bestuur oor sy volk.
maar net so vas as sy beloftes van geslag tot geslag is, so seker is ook die tug, en sal hy hulle wat dwaas en wrewelig oortree met bittere teenhede besoek. Hoe hoog die nood egter mag wees, sy goedheid sal tog nie eindig nie. God kastei, maar verlaat sy volk nie. En welke kwessies daar ook al bestaan, sal ons tog tot die erkenning teruggebring word dat God regeer en niemand anders nie. O ganse volk wat hier vergader is, hy het dit by 'n geloftefees by Paardekraal gesê, ek het my voorgeneem om alleen op Gods hand, Gods bestuur en sy almag te wys, en dat hy dieselfde as in die ou verbond is, dat hy nie verander nie, sodat ons alle menslike roem uitsluit, en voor Gods aangesig kom om hom te dank, vir die weldade en die groot goedertierenhede, en die verlossing wat hy aan sy volk bewys het. Daarom moet ons daarna streef, en wens om ons geloftes te betaal, en in sy weë te wandel, om hierdie fees waarlik as 'n godsdienstige fees te vier. Daarom wil ek u God se weg aantoon, en u bewys dat dit God se hand is wat ons uit die Kaapkolonie uitgelei het, en wat vir ons vryheid gegee het. Hulle het sy woord as gids geneem, en in vrees en liefde verder gegaan. Na die slag van Vegkop, hy was toe 10 jaar oud, haal hy nou aan, wat nog gebeur daarna, en hoe hulle dit gesien het. Kyk daar, Gods hand, sy almag, Gods wysheid en bestuur, om sy volk al nouer en nouer aan hom te verbind, sodat hulle mag verstaan, wat hulle uit Gods hand ontvang het. Nou gaan ek die verdere wording en ontwikkeling van die Republiek verby, tot op die tydstip waarop die gelofte van Bloedrivier weer hernie is. Gedurende die jare het voorspoed en teespoed mekaar afgewissel, en onder alle afwisselinge is die plegtige gelofte van 16 Desember te Bloedrivier weer uit die oog verloor. Die so dierbare verkreë skat is nie meer beskou as 'n dierbare skat van vryheid as deur Gods hand geskenk nie. Die gelofte van 16 Desember is nie trou volbring nie, waaroor daar donkere dae oor ons gekom het, sodat ons, toe God ons die vryheid gegee het, die vryheid dierbaar mog ag en tot 'n erkentenis gelei mag word dat ons sterkte alleen in God is. En so het ons in hartsbenoudheid by mekaar gekom, alle kwessies en belange van die boerdery uit die oog verloor en huis en hof vuil gehad. Die oog was op God gevestig om hom in hom sterkte te soek, en God het andermaal gehelp. Die vryheid is teruggekry en die staat is herstel. Hier, toe ons in benoudheid verkeer het alleen sonder dat die regters daartoe bevel gegee het, die manskappe steen opgeneem en dit op hierdie plek gegooi as 'n gedenkteken tussen ons en die Here. Daarmee is die gelofte van Bloedrivier hier hernie. Kyk weer Gods bestuur en almag en wysheid. Hy bring ons nou terug op dieselfde tyd waarop die gelofte afgelê is. U ken die geskiedenis van 1880 en 1881. God se hand was daarin so sigbaar, dat selfs die blinde heiden en ongelowiges moes erken dat dit God se hand was. God se hand wat nog dieselfde is as onder die ou verbond. Ek sal jou so staan daar met bittere teespoed besoek, indien jy afwyk, maar ek sal my geloftes nie terugtrek nie, wat bly tot in ewigheid. Ek sluit af, laat ons 'n geopende oor en 'n ontvanklike hart hê,
vir Paul Kruger se woorde en dit sien as 'n les uit die geskiedenis. En kom ons keer terug in ons volbring en eerbiedig ons geloftes, die gelofte van Bloedrivier, die autentieke gelofte, sodat die profesie van Sefanja 3, sodat dit in vervulling kan gaan, en sodat die huis van Bloedrivier gestig kan word, en ons dan ook as volk 'n teokrasie kan wees, wat regeer word deur die koning van die konings, deur die koning van die hemel en die aarde, Jahwe van die leerskare. Dankie. Baie dankie Tini, baie dankie vir die kostbare manier, een mooie manier, wat jy ook vir ons weer Paul Kruger se toespraak vir ons meer bewus gemaak het van, en dat hy die saak ernstig opgeneem het om die geloftes na te kom, en dat hy dit gesien het ook, dat het vir ons sleg was, as ons dit nie doen nie. En daarom is het baie dankbaar ook om dit te mag hoor uit jou mond. Dankie vir jou voorlichting, dankie vir enig iemand wat nou wil iets sê rondom hierdie saak.